Soos julle sien, dit gaan oor die doop, die boek. Dan wil ek vir julle vra, as julle aan die doop dink, watse gedagtes kom by julle op? Wat dink julle as julle oor die doop, hoor iets oor die doop? Mense sal verskillende gedagtes hê. As ek dink aan wat lidmate vir my baie keer sê, is, as ek dink aan die doop, dan dink ek aan 'n familie wat by mekaar kom, weer verslag, om die doopsplegtigheid by te woon. Of die vrou wat sê, ag nou alweer goedjies maak, want die doop gaan plaasvind in die dooprokkie of die doop dingetjie wat vir die kindjie gegee gaan word. Gaan ons dit wat in die verlede gebruik is gebruik, of gaan ons 'n nuwe pakkie maak? Die doopsplegtigheid het baie keer nogal spanning by van die mense. Of as mens dink aan die doop, sal mense sê, die doop is die plek waar die ouers beloftes maak. Of as mens aan die doop dink, dan sal mense sê, wat die doop? Is dit nou groot doop of klein doop? Wat is die regte doop? Of kan die doop 'n mens red? Dis van die sake wat na vore kom as daar oor die doop gedink word. Nou hierdie boek gaan oor die doop. Sy naam is Ontvang wat vir jou gegee is. Die twee skrywers sê dis belangrik dat ons moet verstaan, wat is die funksie van die doop? Wat is die bedoeling van die doop? Ontvang wat vir jou gegee is. Oor die doop ons kan leer om met Christus te leef. Hulle sê, die doop wil 3 belangrike dinge na vore bring. Die doop is 'n hulpmiddel wat God vir ons gee, en die doop wil vir ons help om die evangelie beter te verstaan. Die doop wil vir ons help om ons geloof te versterk, veral in krisistye, en die doop wil vir ons help in ons navolging van Christus, om vir ons te inspireer om vir Christus te lewe. Die boek bestaan uit 3 dele. Die eerste deel is die doop. Die boek vertel vir ons, wat is die doop eintlik? Die tweede deel sê die boek vir ons, wat gee die Here vir ons deur die doop? Wat kan ons deur die doop ontvang? En die derde deel van die boek vertel hy hoe die doop aangebied word en hoe ons die doop kan aanbied in gemeentes en hoe die doop sinvol kan wees vir lidmate. So heel eerste gaan ek so 'n bietjie met julle praat oor wat die inhoud van die boek is. Ek gaan self my eie interpretasie gee en dit toepas, en dan die heel laaste weer kom by 'n bespreking van die boek. Die heel eerste is die doop. Wat is die doop eintlik? Die doop is eintlik iets besonders. God kom deur die water van die doop na die kindjie wat gedoop word. Soos God deur die brood en die wyn na ons toe kom in die nagmaal, so kom God deur die water van die doop na ons toe. En wat doen hy? Hy bevestig en hy verseël sy evangeliewoord. Hy sê vir Pietie en Jannie wat gedoop word, ek bevestig en ek verseël dit wat aan jou verkondig word. Dis die waarheid. Jy kan dit glo. Dis die moeite werd om jou lewe te waag aan hierdie boodskap. Die doop is 'n hulpmiddel wat God vir ons gee om vir ons te help in ons geestelike pad saam met die Here. En nou, wat wil die doop vir ons sê? Wat skenk die Here vir ons in die doop of deur die doop? Dis belangrik dat ons moet verstaan, daar gebeur iets in die doop. Wanneer 'n mens gedoop word, gebeur daar iets. En wat gebeur? 'n Mens ondergaan 'n status of 'n posisieverandering. Paulus sê, as ons, of kom ons sê dit so, Paulus sê, daar's 2 families in die wêreld. Die Adam familie en die Christus familie. Daar's
2 stamhoofde in die wêreld, Adam en Christus. En ek word gebore in die Adam familie. En in my verbondenheid met Adam het ek van nature 'n geneigtheid om verkeerde dinge te doen. Ek word in sonde ontvang en gebore. Daar is 'n tweede familie, die Christusfamilie. In my verbondenheid met Christus word ek 'n nuwe mens. Nou sê Paulus, wanneer ek gedoop word ek in Christus Jesus ingeplaas. En word ek met Christus verenig. En wat beteken dit? Wat gebeur as ek in Christus geplaas word? As ek hierdie bladsy vat en ek sit hierdie bladsy in die boek en ek steek die boek aan die brand, wat gaan gebeur met die bladsy? Hy gaan ook brand. Paulus sê vir ons, as ons in Christus geplaas word, gebeur met ons wat met Christus gebeur het. En nou is die woordjie wat ek nou gaan gebruik verskriklik belangrik. In God se oë beteken dit dat ons saam met Christus gesterwe het. 2000 jaar gelede het Christus gesterwe. En as ons in Christus geplaas is, beskou God dit dat ons 2000 jaar saam met hom aan die kruis gesterf het. En God beskou dit dat ons 2000 jaar gelede saam met hom uit die dood uit opgestaan het. In God se oë is ons mense wat gesterf het en opgestaan het. En op grond daarvan bied hy vir ons vergifnis van al ons sonde. Dis iets wat aan ons gegee word, onverdiend. Vergifnis van sonde, ons word vrygespreek van ons sonde. Ons ondergaan 'n statusverandering in die doop. Ons was eers lede van die Adam-familie, nou is ons lede van die Christus-familie. En op grond daarvan word ons opgeroep om nou soos mense van die Christus-familie te lewe. Ons word in die doop, hoor ons die woord, jy is vrygespreek van jou sonde. En nou word ons opgeroep om soos vrygespreekte mense te lewe. Die doop sê vir my dat my ou mens saam met Christus gesterf het, hy lê in die graf. En omdat my ou mens, my eie ek, gesterf het, moet ek daagliks my eie ek kruisig. Maar die ou mens wat in my nog na vore is, al hoe meer vernietig word. En die nuwe mens wat ek deur die doop ontvang het, moet al hoe meer in my lewe na vore kom. Die gedagte wat eintlik na vore kom is, kom ons dink aan 'n prins. 'n Prins, die seun van 'n koning. Hy word 'n prins nie op grond van enigiets wat hy gedoen het nie. Hy word prins, dis 'n status wat hy kry. Maar wat is die groot saak nou van die prins? Hy moet nou soos 'n prins begin te lewe. Hy moet die status wat hy ontvang het vir homself toeëien en hy moet begin lewe soos 'n prins. Die doop sê vir ons, jy is vrygespreek as gevolg van wat Christus vir jou gedoen het. Die ou mens lê in die graf, het 'n nuwe mens ontvang, Christus se lewe is aan jou toegeken. Lewe nou soos mense wat nuut gemaak het. Lewe nou soos mense wat 'n posisieverandering ondergaan het. So wat wil ons sê? Die doop is eintlik die wegspringblokke van my lewe as kind van die Here. Maar om vir die Here te lewe is moeilik en gaan ek dit regkry? Die Here het ook daarin voorsien. Deur die doop skenk God ook sy Heilige Gees aan my. Hy sê vir my wanneer ek gedoop word, my Gees is tot jou beskikking om vir jou te help om die pad te loop wat jy graag wil loop. Maar my Gees is nie net tot jou beskikking nie.
Jy kan nie alleen 'n gelowige mens wees nie. Jy het ander mense nodig. En daarom word jy deur die doop verbind met 'n gemeente, met die kerk van die Here Jesus Christus. En julle het 'n verantwoordelikheid om mekaar te ondersteun en by te staan en die pad van die Here te loop. Die doop gaan verder. Die doop sê vir ons, jy wat nou 'n nuwe mens is, deur die doop is jy ook georden. God het vir jou gesê, jy is myne. Ek wil jou gebruik, wees my getuie in die wêreld. Deur die doop sê God vir ons, ek gee my Heilige Gees vir jou, ek gee vir jou gawes, gebruik dit tot eer en verheerliking van my naam. Ons kry dit baie keer dat lidmate wanneer hulle kindjies ten doop wil bring vir ons sê, dominee, ek wil graag my kindjie ten doop bring, en dan is daar baie keer 'n geval dat die mense nie vir die Here lewe nie, en dan loop ons eers 'n pad saam met die mense en help hulle om te verstaan waaroor dit gaan. En dan sal lidmate baie keer sê, ag dominee man, doop my kind wat ons klaar kry. Ons wil net die doop agter die rug kry. Ongelukkig is die ding, die doop kry jy nooit agter jou rug nie. Die doop is iets wat dwars deur jou lewe betekenis vir jou lewe moet hê. Die doop is 'n oriëntasiepunt vir jou hele lewe. Die doop is 'n kleed wat jy basies elke dag moet aantrek en jouself bewus moet maak. Ek behoort aan die Here. En daarom moet ek vandag vir die Here lewe. En daarom moet ek op die Heilige Gees ondersteun sodat hy vir my kan help om hierdie taak te kan doen. In my pad saam met die Here loop ek deur moeilike tye. Ek gaan deur krisisse en hier is die doop van toepassing. Daar word vertel dat Martin Luther, die kerkhervormer, dink julle almal weet van hom. Martin Luther was 'n persoon wat nogal geneig was tot depressie, tot 'n neerslagtigheid, en daar was twee maniere wat vir hom gehelp het as hy so neerslagtig geword het. Sy vrou het baie keer swart aangetrek as hy so neerslagtig is, en dan het hy baie keer gesê, my vrou, kom as jy is jy so in swart, en dan het sy gesê, nee Martin, ek rou, waaroor jy rou? Ek rou oor jou God, want jy leef asof God nie bestaan. En dit het baie keer vir hom verskriklik baie beteken, het vir hom amper geruk. Die ander ding wat Martin Luther gedoen het, Martin Luther het, wanneer hy in 'n gat was, vir homself gesê, ek is gedoop. Ek voel nie vandag dat God naby my is nie. Ek voel verlate, maar ek hou vas aan die doop. Die doop is my vashouplek, dat God se beloftes waar is, en hy het beloof dat hy altyd by my sal wees. Hoor julle, die doop wil vir ons help, om in moeilike tye waar ons God se teenwoordigheid nie ervaar nie, want dit gebeur mos so, dat jy baie keer nie sy teenwoordigheid ervaar nie, wat jy kan sê, Here, dankie dat ek gedoop is, al voel ek nie vandag dat U by my is nie, ek hou vas in die belofte dat U by my is. Die doop wil vir ons eintlik help, dat ons al hoe meer sal ingroei in die beloftes wat die Here vir my gee, en dat sy beloftes vir my al hoe waarder sal word in my lewe. Iemand het gesê, as lidmate die doop verstaan, sal daar herlewing wees in ons kerk. As ek verstaan wat die doop beteken, as ek verstaan wat God se beloftes aan my is, en ek sy beloftes myself aanvaar, en ek die Heilige Gees sal toelaat om in my lewe te woon en te werk, sal daar 'n herlewing wees in ons kerk. Ek wil dit wat ek nou gesê het, die doop, dit is 'n plek waar God aan ons beloftes maak, waar hy op 'n besondere manier na ons toe kom. Nou wil ek dit toepas. Ek wil dit toepas op kinderopvoeding. Wat wil die doop vir ons sê ten opsigte van kinderopvoeding? Julle, meeste van julle is oumas, oupas, dat julle kan onthou wat die doop aanbetref.
Wat sê die doop vir my ten opsigte van my kleinkinders? Wat sê die doop vir my ten opsigte van my as ouer en grootouer? My kleinkind kom na my toe en sê, ouma, ek wil graag 'n kind van die Here wees. Ek wil graag hemel toe gaan eendag. Wat moet ek doen? Sal die Here my aanvaar om sy kind te wees? En nou, hoe kan ek die doop inbring? Janie? Die Here het die dag toe jy gedoop is, en nou aanvaar ek, die kindjie is klein gedoop. Ek gaan nou praat oor die twee, die verskil klein doop, groot doop. Kom ons aanvaar die persoon is klein gedoop, Janie. Die dag toe jy gedoop is, het die Here na jou toe gekom en hy het vir jou gesê, hy wil jou God wees. Hy het vir jou kom sê dat hy vir jou gesterwe het, en hy het sy liefde aan jou bewys deur te sê, hy vergewe jou van jou sonde, hy het sy gees aan jou beloof. Aanvaar dit wat die Here aan jou beloof het. Hy het voordat jy nog hierdie behoefte gehad het om sy kind te wees, al klaar gesê, hy wil jou kind wees. Aanvaar dit. Sien julle, ek bring die doop in. God het al reeds na jou toe gekom en gesê, hy wil jou God wees. Aanvaar dit en hou vas aan sy belofte dat jy sy kind kan wees. Nou kom Sally na my toe en sê, ouma, my maatjies doen dit. My maatjies doen dit en dit en dit. Mag ek nie dit ook maar doen nie? Mag ek ook nie maar hierdie pad loop nie? En dan sê ek vir my kleinkind Magda, die dag toe jy gedoop is, het die Here God vir jou gesê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Jy is uniek. Die Here God het jou alreeds voordat jy aan hom gedink het gesê, hy wil jou hê as sy kind. Omdat jy aan hom behoort, mag jy nie dit doen nie. Want jy behoort aan hom, daarom moet jy anders lewe. Die doop sê vir jou, dat jy as kind van die Here moet lewe. Jy kan nie agter dit wat ander mense doen, lewe nie. En jou kleinseun word groter, hy's 'n tiener, en hy het 'n groot glipsie gemaak. 'n Baie groot glipsie. Iets wat verskriklik is, en hy sê, ouma, ek het 'n verskriklike ding gedoen. Sal die Here my vergewe? Dis 'n verskriklike ding, ouma. Sal die Here my vergewe? Dit en dit en dit. En jy kan jou hand om hom sit en sê, my kind, die dag toe jy gedoop is, het die Here al reeds gesê, Christus het vir jou gesterf. Hy wil jou vergewe van al jou sondes. Gaan hom toe. Bely jou skuld en sonde voor die Here. En aanvaar sy beloftes. En begin lewe soos iemand wat vergewe is. Bring die doop in. My kind is in 'n krisis. Hy is nie meer in die eerste span nie. Hy is nou in die derde span en dis vir 'n kind 'n verskriklike ding. Hoe gaan ek dit hanteer? My kind, onthou, jy is gedoop. Jy voel op die oomblik dat die Here jou verlaat het. Kom ons dink weer terug aan Martin Luther. Weet dat die Here is by jou. Hy sal vir jou help deur hierdie krisis. Hy sal vir jou help om weer aan te gaan in die lewe. Of my kind sê vir my, wat is die sin van die lewe? Ek weet nie wat is die sin van die lewe nie. My kind, dag toe jy gedoop is, het die Here vir jou gesê, jy het 'n taak hier in die wêreld. Ek orden jou eintlik om my getuie te wees. Dit is die sin van die lewe. Die sin van die lewe is om vir die Here te lewe. Om die gawes wat hy vir jou gegee het, gebruik tot eer van sy naam. Word stil en hoor wat die Here van jou vra. En begin dit te doen en jou lewe sal sinvol wees. Die groot geheim is dat die doop moet funksioneer in ons lewens. En sommer van kleins af moet ons vir ons kinders help om te besef, dis God wat na ons toe kom. En hy gee vir ons 'n hulpmiddel waaraan ons kan vashou, die doop. Dis 'n hulpmiddel om te onthou sy beloftes. En wat sê dit vir ons as ouers? Ek wil vir julle iets vertel wat ons as gesin ervaar het. Ons was in 'n klein dorpie in die Vrystaat, Edenwil.
so 50 kilometer van Kroonstad af. En die skool wat in die dorpie was, het heeltemal verswart. En ons het 'n klein dogtertjie gehad, SAP A. Ek dink almal van julle weet wat SAP A is. SAP A, en ons seun was in standaard 1. En ons het gevoel ons gaan hulle maar Kroonstad toe vat, 50 kilometer van ons dorpie. En dit beteken hulle gaan nou in die koshuis bly. Elise het hulle gevat en sy was baie hartseer. My ou klein kindertjies in die koshuis. En toe sy so terugry, is dit asof die Here met haar praat. Nie asof nie, die Here praat met haar en sê vir Elise, ek is 'n beter ouer as jy en Pieter. Ek sal jou kinders ondersteun. En net daarna word sy rustiger. Die doop sê vir ons, jou kinders gaan koshuis toe, hulle gaan universiteit toe. My belofte is aan jou, dat ek met hulle sal wees, word rustig. Ek is 'n beter ouer, ouma en oupa, as jy. Los hulle in my hande. En nou gebeur dit, ongelukkig, dat ons kinders kom in sekere situasies, waar hulle baie keer wegdwaal van die Here af. En ons is bekommerd. En wat kan ons doen? Ons kan vashou aan die Here se belofte. Here, dankie dat ons U kan vertrou, dat U hulle weer sal terugtrek na U toe. Dat hulle weer in U sal glo. Dat ons rustig kan word. Iets wat verskriklik hartseer is, ek het gehoor in Engeland het dit al gebeur, dat daar gemeentes is, eintlik praat van gemeentes, is eintlik nie gemeentes, maar kom ons sê gemeentes is ateïste. En hulle het 'n ritueel in hulle byeenkoms, waar hulle vir die mense sê, almal van julle wat kinders het, wat kinders ten doop gebring het, kom na vore, en kinders wat gedoop is, kom na vore, en dan het hulle haardroër, en dan maak hulle so oor die kinders se koppe. Dan sê hulle, ons kanselleer die doop in julle lewens. Ja, dis al wat gebeur, ons kanselleer dit. Maar weet julle wat? Jy kan nie doop kanselleer nie. God het gekom om sy belofte te gee. Die doop is maar 'n uiterlike teken wat hy vir ons wil help om sy beloftes te onthou. En dit bring my by 'n belangrike ding. God kom deur die doop en hy bring en gee aan ons beloftes. En dis wonderlik. Maar die gedoop is ook gevaarlik. Dis gevaarlik in die sin van, as God na jou toe kom en sy beloftes aan jou maak, en jy dit nie aanvaar nie, kan God eendag vir jou sê, ek het nie net aan jou die evangelie gebring nie, ek het dit verseël en bevestig deur die doop, jy het jou rug op my gedraai. Jy is dubbeld verantwoordelik om op hierdie belofte te antwoord. Daardie sin is die doop gevaarlik. Gevaarlik in die sin van ons, dat ons nie met God se beloftes kan speel nie. Dit roep ons op om daarop te reageer. Ek dink julle het seker behoefte dat ons ek gaan net so klein ietsie praat oor die groot doop en die klein doop. As ons na die Bybel kyk, dan kan ons sê die Bybel is 'n verhaal. En hierdie verhaal vertel vir ons sekere momente. Vertel vir ons van skepping, sondeval, God se verbond, God wat eintlik nuut begin, Christus wat kom, die wederkoms wat plaasvind. Dis die groot verhaal van die Bybel. En dis belangrik dat ons eintlik, as ons die Bybel lees, alles in terme van hierdie groot verhaal sal verstaan. Kom ons begin. God skep, die mens sondig, en wat gebeur in Genesis 12?
Dis amper asof die Here nuut skep. En hoe skep hy nuut? Hy roep vir Abraham. Abraham se ouers het in Ur van die Galdeërs gebly. Hulle was heidene gewees, hulle het die son en maan God aanbid. En God sê vir Abraham, Abraham, kom, ek wil deur jou eintlik 'n nuwe geslag skep. En uit jou nageslag moet 'n nuwe geslagslinie na vore kom. Abraham was in daardie stadium alreeds volwasse. Hy was alreeds oud. En as volwasse mens word hy besny. En dit is 'n teken dat God 'n belofte aan hom maak, ek wil jou God wees. Ek wil 'n pad saam met jou loop. En as daar kinders kom by Abraham, dan word hulle op die 8ste dag besny. Want wat is die status van Abraham se kinders? Wat is die status van al die gelowiges se kinders? Is hulle heidene of behoort hulle aan God? Hulle behoort aan God, daarom word hulle as klein kindertjies besny. God se bedoeling met Abraham was dat uit Abraham 'n nageslag na vore kom en hulle moes die wêreld intrek om gelowige mense te word. Maar ons sien in die Ou Testament dat Israel het misluk in hierdie taak. Hulle het nie mense ingetrek nie, inteendeel hulle het op verkeerde pad begin te loop. En as gevolg daarvan het Christus gekom. Christus kom en hy kom doen wat Israel nie gedoen het nie. En as Christus vir ons sterwe en opstaan, kry ons die opdrag, die evangelie moet verkondig word aan alle nasies. En dan wie word die evangelie verkondig in die Nuwe Testament? Van wie lees ons? Ons lees van heidene aan wie die evangelie verkondig word. En die boodskap aan die mense is, glo in Christus en jy sal gered word. Dis die boodskap van die Bybel. Glo in Christus en jy sal gered word. En as hulle glo en gered word, dan word hulle gedoop. Waarom word hulle gedoop? Die doop is God se manier waardeur hy vir die mense sê, dit wat julle glo is die waarheid. Dit wat julle glo is die waarheid. Hou vas daaraan. Dit is werd om daaraan vas te hou. Wat is die status van ons kindertjies as ons gelowiges is? En dis die punt. Wat is die status van ons kinders as ons gelowige mense is? Is hulle heidene of is hulle kinders van God? En die antwoord is, hulle is nie heidene nie. Omdat ek 'n kind van die Here is, beskou God dat alles wat ek het aan hom behoort. En daarom kan ons kindertjies ten doop bring as klein kindertjies. En kom God sê, voordat jy nog aan my gedink het, dink ek aan jou, jy behoort aan my, en ek beloof om 'n pad saam met jou te loop. Kom ek gebruik 'n beeld. Ek wil graag 'n skaap met skape boer, en dan gaan koop ek vir my 'n ooi en 'n ram by 'n goeie skaapboer. En na 'n tydjie is daar 'n lammetjie. En nou kom die boer by wie ek die skaap gekoop het, die ooi en die ram, en hy sê vir my, kom haal net my skaap, my lammetjie. En ek sê vir hom, nee meneer, dis myne. Hy sê, nee, ek het aan jou verkoop 'n ooi en 'n ram. Die lam is myne. Werk dit so? Nee, die lammetjie is myne. As ek en my vrou aan God behoort, is ons lammetjies, ons kindertjies, ook God se. Daarom kan ons kindertjies ten doop bring. So wat is die verskil tussen die groot doop en die klein doop? Daar's 'n verskil, 'n groot verskil. By die klein doop gaan dit daaroor, die doop is 'n genademiddel van God, waardeur hy na ons toe kom. Dis 'n genademiddel van God, hy kom na ons toe. By die groot doop is, die doop is 'n manier waarop ek getuig dat ek 'n kind van die Here is. By die klein doop gaan dit oor die woordjie wat.
Die groot doop gaan dit oor die woordjie dat. Klein doop, die doop is 'n teken wat God aan my aanbied. Hy bring sy beloftes na my toe. Hy kom gee dinge vir my, wat? Ons in die gereformeerde kerke is wat mense. Pinkstermense is dit dat mense. Die doop is 'n teken dat ek glo. By ons is die klem, dit wat God aan my bied, sy beloftes, wat? Die Pinkstermense gaan dit, die doop is 'n teken dat ek glo. Die mens wat glo is op die voorgrond. By ons, ek word gedoop, sodat ek kan glo. God bied aan my beloftes en hy roep my om te sê, op grond van dit wat ek vir jou gee, moet jy reageer en moet jy tot geloof kom. Terwyl by die groot doop gaan dit oor, die doop is 'n teken omdat ek glo. By een gaan dit, ek glo, daarom word ek gedoop. By ons gaan dit, die gereformeerde kerke, God het aan my beloftes gemaak en daarom word ek opgeroep om te glo. Daarom word ek opgeroep om sy beloftes vir myself te aanvaar. Die derde deel van die boek praat hy van hoe die doop aangebied word. Nou dit gaan in hierdie boek oor kleindoop eintlik. Wil ons sê dat ouers wat sit, volwassenes wat sit by 'n doopsgeleentheid, dis belangrik dat die volwassenes by die doopsgeleentheid ook betrek moet word. Dis belangrik dat wanneer die kleintjies gedoop word, die dominee ook dan vir die gemeente sê, onthou mense, julle is ook gedoop. God het ook beloftes aan julle gemaak. En dis belangrik dat julle op hierdie beloftes kan reageer. So dit is eintlik goed as die dominee met die water van die doop vir die mense so bietjie nat spat en sê, mense, onthou dat julle gedoop is. Onthou dat julle is God se beloftes vir julle self aanvaar. Dit kan ook wees dat dis iets wat al hoe meer na vore kom, 'n doopsherdenking geleentheid, waar 'n diens gehou word en die gemeente wat gedoop is, die volwassene mense wat gedoop is, gesê mense, dit is belangrik dat ons moet onthou wat die Here aan ons beloof het. Die van julle wat vandag net weer eens opnuut herinner wil word dat jy gedoop is, kan na vore kom en dan kan die dominee bietjie water op jou kop sit en 'n kruisie op jou kop maak en sê, Helene, onthou jy's gedoop. Aanvaar God se beloftes. Dis nie 'n herdoop nie. Dis 'n geval van onthou dit wat die Here aan jou gegee het, aan jou gesê het en vat dit vir jouself en lewe soos iemand wat gedoop is. In die gereformeerde kerke doop ons ook groot mense, kinders wat in 'n huis groot word, wat nie gedoop is nie, wat later tot bekering kom en sal ons hulle ten doop bring. Inteendeel, ons doop mense, kinders groot na 7 jaar, wat nie gedoop is nie. En dan is die doop nie 'n teken dat jy glo nie. Weereens, die doop is 'n teken dat dit wat jy nou glo, is die waarheid. Jy kan daarop vertrou, jy kan jou lewe daaraan toewy. Hierdie boek is 'n wonderlike boek. R140 is die moeite werd om hom te betaal. Maar wat ek vir julle wil sê, hierdie boek sal net vir jou waarde het as jy 'n myner is, 'n diep myn. As jy net 'n spoelgouddelwer is, wat net by geleentheid terloops iets van die doop wil leer, gaan hy nie vir jou niks beteken nie. Want hier is dinge in wat jy sal moet herkou. En jy moet dit lees en herlees en nie net dit herlees nie vir jouself toe. So as jy werklik waar
die waarde van hierdie boek wil verstaan, vra dit van jou 'n projek. Paar maande. Ek gaan sekere dele van die boek lees, gaan rustig deur dit werk en ek gaan dit herkou en ek gaan dit weer en weer daaroor dink en daaroor praat, self daaroor praat en die gedagtes vir my toeëien. Dan gaan hierdie boek vir jou baie beteken. As jy net 'n spoelgoud delwer is, gaan hy jou frustreer. Want hy vra nogal bietjie baie. Hier is baie wonderlike dinge, maar dit gaan nie vir jou iets beteken as jy dit net vir ontspanning lees nie. Dis nie ontspanning boek nie. Dis 'n boek wat werklik van jou iets sal vra. Dankie. Enige reaksies van julle kant af? Meneer, kan ek vra waar kom inseëning? Baie mooi, dankie. Ons kry dit by veral die Pinksterkerke. Jy sal hoor, ek praat nie van charismatiese kerke nie, ek praat van Pinksterkerke, want die NG Kerk is ook 'n charismatiese kerk. Charismata beteken God gee geskenke en God gee ook aan gereformeerde kerke, die NG Kerk, ook 'n geskenk van die Heilige Gees. So die NG Kerk is ook 'n charismatiese kerk. Ons besef dit nie altyd nie. Hulle haal dit uit, die inseëning, daar waar Jesus, die kindertjies wou na Jesus toe kom en die disippels het gesê, gaan weg. En toe sê Jesus, nee, kom na my toe. En hulle sê, ons wil simbolies dan sê, ons wil ons kindertjies na u toe bring. Hoor jy? Dit gaan weer oor ons kindertjies aan die Here toewy. Dis ons wat kom om ons kindertjies aan die Here toe te wy. Terwyl die klein doop sê is, God kom na ons toe en hy sê, ek wil jou God wees. En op grond hiervan word jy opgeroep om vir my te lewe. Daar's nogal 'n verskil. So eintlik, die inseëning vind elke dag in ons eie lewens plaas, wanneer ons sê, Heer, ons dra ons kindertjies op aan die Here. Maar ons reageer op dit wat die Here, ons glo die Here begin altyd eerste. So hy wat kom met sy beloftes aan ons. En op grond daarvan reageer ons en sê, Here, op grond van die beloftes, dankie dat ons na u toe kan kom. Dankie dat ons kinders aan u kan opdra. Iets anders. Jammer dat dit baie keer, ons het al in 'n Bybelstudie groep gesit wat die een kerk groot doop aanhou en dat dit op die ou end tog stemming en spanning bring. Ja. Karen, ek sê baie dankie vir jou opmerking. Kyk, ek dink dit is belangrik dat ons moet verstaan. Daar's 'n verskil tussen die groot doop en die klein doop, 'n groot verskil. Daar's 'n ander klein. Maar die mense wat die groot doop aanbied, is diep gelowige mense. En daarom moet ons fokus wees Christus. En moet ons oor Christus kan praat en vir mekaar kan sê, kom ons aanvaar dit ons verskil wat hierdie. Dis 'n verskil. Onthou, ons sê die doop is 'n hulpmiddel. 'n Ander manier is, en ek gaan, julle dames gaan nie nou van hou wat ek sê nie. Die doop is in 'n sekere mate soos 'n verloofring of 'n trouring. 'n Vertrouring of verloofring is nie belangrik nie. Wat belangrik is die liefde tussen man en vrou. 'n Mens kan sonder 'n trouring en 'n verloofring trou. Om God se kind te kan wees, is die doop nie belangrik nie. Die belangrike ding is geloof in Christus. Die geloof is net 'n hulpmiddel.
Terwyl baie keer word die doop gesien as dis die belangrike ding om 'n kind van die Here te wees, as jy nie gedoop nie, is jy ongered. Dit maat het al vir my gesê, mense het vir hulle gesê, weet jy, hoekom gaan dit met jou kind sleg is, omdat hy nie gedoop is. Jy weet, daar word geweldig klem gelê op verkeerde dinge. So ons kan goeie vriende wees met mense wat hulle kinders laat groot doop, of wat groot gedoop is, en ons moet ons klem op die regte punt lê. In ons vorige gemeente, het die gemeente geskeur. Ja. As gevolg van die Ja. baie ongelukkig dat toen ons soos 'n ma en 'n pa is kwaad vir die kinders. En mense, hulle verloor dit en hulle raak so emosioneel betrokke dat hulle nie meer sien waaroor dit regtig gaan. En dit is groot skade gedoen. Bitterlike skade wat ek dink dit kan ooit herstel word. Petro, jy is so reg. En dit baie gemeentes. Ja. Want ook vir die wat nou in die kerk, hoe kan ek sê, agterbly. Die anders het nou gegaan. Die skade is al op inhels. Ja, is reg. Is reg. Ja. So ek dink die belangrike ding in 'n gemeente, dit gebeur baie keer dat iemand tot oortuiging kom, die vrou bewoon baie keer 'n kamp by, en daar in die kamp word mense baie keer opgesweep en gesê jy moet groot gedoop word. En dan van die doop af in die geheim plaas. Dit word ook baie keer net deur sekere mense gedoen sommer in die swembad. En as 'n mens Dis wat gebeur. Ja. En as hulle dan terugkom na die gemeente, is die belangrike ding dat 'n mens hulle moet kan ontvang en sê, ons stem nie saam nie, ons ontvang julle terug. Julle is kinders van die Here, maar nou wil ons vir julle vra, moet nou nie dit as 'n groot ding maak nie. Maak Christus die groot ding. Maak die toewyding aan hom die groot ding. Moet nou nie proseliete wil werf vir groot doop nie, werf mense vir Christus. Moet ons ons kling reg lê. Ook iets. My familie gebeur, my kinders het almal besluit. Ja. En my een skoonseun het vir my dis ek het maar nie besluit ook ten minste glo hulle. Absoluut. Van die kinders het probeer is ek nie daar. Hulle sê hulle nie probeer oortuig. Ja. Dat ek in die doop glo. Ja. Ja, dankie. Baie mooi. Baie dankie. Ek gaan nou nie hier staan. Ons vir jou baie dankie sê. Mense dink ons altyd mense verstaan iets, net tot iemand dit vir jou so verduidelik. Dan sit en sweet ek nou daar, dan dink ek weet ek nou niks nie. Maar dankie vir dit wat jy vanoggend vir ons gegee het. En ek dink julle voel ook dat dit wat ons vanoggend van hier ontvang het, ons gaan dit saam met ons neem. En ek gaan definitief die boek in die hande probeer kry en mooi stadig terugkom. Maar dankie vir jou moeite en die mooi manier waarop jy dit waardeer dit baie. En dit is die eerste keer, Elise het gesê, die eerste keer wat ons leeskring in 'n kerk. So dis 'n baie historiese oomblik vir ons. Vir 100 jaar van hulle dalk sê dit is die eerste jaar dat die boek in die kerk was. Maar nou agter elke suksesvolle man is daar mos nou 'n baie mooi stylvolle vrou. Hierdie is ons op jou baie dankie sê. Dit was nou baie spesiaal. Dankie vir jou moeite en mooi teekoppies en die lekker eetgoed en die mooi blomme en alles is reg. Weer dit aan. Baie lekker. Hallo. Hallo. Yes, Kobus.
Dankie. Hoe gaan dit? Goed met jou. Welkom lekker, terug. hè? Ons is kies, ek het so 'n bietjie langer die boekklub wil gehad het. Ek moes hierdie boek gaan bespreek het. Ja, is reg. Dit gaan goed. En met jou? Vertel. Is dit? Hoeso was vroukie saam? Ja. O, dis goed. Ja, sy die kom ons in al die jare doen. Ja. Dus sy het nou haar groot gedeelte met sy net gebruik om saam te gaan. So ja, nee, dit was lekker gewees. Ek sê mens voel net so groot as jy daar in die gemeente van Laodicea ontloop en majestueuse geboue en argeologiese grave. Ja. Dit is Ja. Is dit? dit is